Baie welkom by vandag se digitale erediens, waar ons kyk na die moderne vrou aan die hand van Spreuke 31. Nou ons spot baie maklik oor die moderne man en sê dat hy nogal iets uniek is, die moderne man wat besig is met huishoudelike take en moederlike pligte. Ek het die laaste ruk so 'n bietjie meer daarmee te doen gehad waar my bediende vir 'n maand lank afgeboek is weens 'n rugbesering. En ek kan vir jou sê die moderne man het redelik baie werk op sy hande. Maar ons is nie hier om oor die moderne man te praat nie, want vandag is Vrouedag hier in Suid-Afrika. En ek wil blaai na die Bybel en kyk wat die Here vir ons kom sê op Vrouedag oor 'n baie spesiale en unieke soort vrou. Om dit te doen, blaai ons na Spreuke 31, want dit is die teks waarheen die Here my gelei het. En in Spreuke 31 kom sê koning Lemuel se ma vir hom wat behoort die ideale vrou te wees. Hoe lyk 'n knap vrou, 'n goeie vrou? Ons gaan vandag so 'n bietjie dieper daarin delf na hoe lyk daardie vrou en of sy nog relevant is vir vandag. Of dit die moeite werd is om so 'n vrou na te streef en na te jaag. Eerstens moet ons dalk vra, wie was Lemuel gewees? Koning Lemuel. Nou koning Lemuel was 'n eretitel wat hulle gegee het vir koning Salomo, 'n naam wat hulle vir hom gegee het. En in Hebreëus beteken Lemuel aan God toegewy of aan God behoort. Ek en jy weet dat koning Salomo toegewyd gelewe het aan God en dat hy aan God behoort het. En daarom ontvang hy hierdie eretitel. En dit is sy ma wat dan vir hom 'n hele lys van dinge gee van hoe behoort die ideale vrou te lyk. Nou Spreuke is 'n boek van wysheid en dit gaan uit en uit oor wysheid. En hier aan die einde van Spreuke 31, kom Salomo se ma dan na hom toe en sy sê vir hom, daar is iets wat jy nog moet weet. Hulle eindig hierdie wysheidsliteratuur met dit wat die lewe volmaak gaan maak en gelukkig gaan maak. Die ideale trouvrou vir koning Salomo. Nou almal van ons dink natuurlik dat ons kinders spesiaal is. En almal van ons wil vir ons kinders die beste hê. Soos wat enige ma dalk vir haar seun die beste vrou wil hê, so wou Salomo se ma vir hom ook die beste vrou gehad het. Om beter te verstaan hoe sy hierdie hele Spreuke 31 geskryf het en hoe dit ontstaan het, moet ons kyk na die Hebreëse alfabet. Want dit is hoe sy ma dit vir hom gee. Wanneer ek en jy instruksies gee, dan sal ons baie keer sê, ek wil hê jy moet vir my die volgende gaan doen vir my A, B, C, en so gaan ons lysie aan. Ons stel 'n lysie saam van instruksies. Die Hebreëse alfabet het 22 letters. En Salomo se ma gebruik elke liewe een van daai 22 letters om te sê dit is hoe 'n knap vrou moet lyk. So, hierdie lysie bestaan uit 22 eienskappe. Ek weet nie van jou nie, maar as ek 'n lysie saamstel, ek hou nogal van lysies, maar normaalweg van so 3 dinge op 'n lys. As ek dit nou regtig wil druk, kom maar 7 goed op my lys. 22 is dalk baie. Maar kom ons luister saam wat die Here vir ons wil sê in hierdie 22 dinge van hoe behoort die ideale knap vrou te lyk. 'n Knap vrou, wie sal haar vind? Ver bo korale is haar waarde. Die eerste ding op hierdie lys is eintlik meer van 'n stelling. 'n Stelling om te sê dat hierdie knap vrou, hierdie goeie vrou, is nie maklik om te kry nie. Maar wanneer jy haar kry, is sy verskriklik baie werd. Nou ons sit hier met 'n verskeidenheid van mense wat sal luister na hierdie boodskap. Sommiges is getroud, sommiges is nie. Sommiges is soekend, ander weer nie. Mans, as jy soekend is, moenie settle vir enige vrou nie. Soek hierdie Spreuke 31 vrou. En vrouens, hier moet ons nou mooi begin luister na hoe lyk so 'n ideale Spreuke 31 vrou. Hierdie is wat die Here vir ons wil kom sê. Spreuke 31 vrou. Die hart
van haar man vertrou op haar, aan besitting sal dit hom nie ontbreek nie. Nou in die Bybelse tyd was vrouens soms gesien as besittings. En in ander gevalle het mans regtig baie betaal om die vrou te kon kry, om met haar te kon trou. Die bruidsprys was enorm gewees. Hierdie ideale Spreuke 31 vrou, sê Salomo se ma vir hom, is nie 'n vrou wat jou gaan kos nie. Kom ek wees sommer reguit en eerlik vandag met jou. Wanneer ons mans praat, dan kan ons baie maklik iets raak sien binne in 'n vrou. Ons kan baie maklik na 'n vrou kyk en sê, sy is high maintenance. Hierdie vrou gaan my kos. Die Spreuke 31 vrou kos jou nie, want sy sorg vir haarself. Sy doen goed aan hom en nie kwaad nie, al die dae van haar lewe. Derdens sal jy sien dat hierdie knap vrou van Spreuke 31 gebind is aan 'n man. En ons mag dalk in ons samelewing verskil daarvan en sê, soos wat Hollywood ons kom probeer leer het, dat 'n sterk vrou het geen man nodig nie. Maar dis onwaar, want God het ons geskep om saam te wees. Jy is nie gemaak om alleen te wees nie. Gaan vra maar vir iemand wat werklik alleen is, nie uit keuse nie, maar uit omstandighede. Dit is nie lekker nie. Dit is nie wat jy wil hê nie. Die Spreuke 31 vrou is gebind aan 'n man. Sy vind nie haar werd in 'n man nie, maar sy is gebind aan 'n man. Want ons is nie gemaak om alleen te wees nie. Sy soek wol en linne uit en werk met ywerige hande. Nou onthou dat die tyd verander het, maar die prinsip bly dieselfde. 'n Goeie vrou is nie bang om te werk nie. Sy is soos die skepe van 'n handelaar, van ver af bring sy haar brood in. 5de op die lys, kom daag ons so 'n bietjie uit, want ek en jy het groot geword in tye waar die mans die broodwinners in die huis is. Die Spreuke 31 vrou is ook 'n broodwinner. Sy bring letterlik die brood in. Ons word uitgedaag want in ons huise was die mans die broodwinner, en hedendaagse samelewing lyk dinge ook al anderste, nê? Dat die vrouens ook besig is om brood in te bring huise toe. En in sommige huise is die vrouens die enigste broodwinners. Hierdie Spreuke 31 vrou was ons voor gewees, want dit moes eintlik al lankal so gewees het. Dat elkeen in 'n huishouding hulle kant bring om saam die huishouding te laat geskied. Sy staan op terwyl dit nog nag is. Sy voorsien voedsel vir haar huisgesin en porsies vir haar diensmeisies. Hierdie sien ek in my eie huis gebeur. Ek sien hoe Stella vroeg in die oggende opstaan, nog voor die son opkom, besig om kos te maak vir die kinders om skool toe te vat. Kosblikkies te pak, broodjies in te pak en 'n lekkernye. Voor sy haarself regmaak en haarself dan ook moet gereed kry vir hierdie dag. Dit is die Spreuke 31 vrou, die vrou wat voor die son opstaan, die vrou wat terwyl dit nog nag is, werk om te voorsien vir haar huis. Hier is baie vrouens wat dit doen. Ons bewonder julle hiervoor. Dankie dat julle voorsien nog voor die son opkom vir huishoudings. Sy dink na oor 'n stuk grond en koop dit. Met die verdienste van haar hande plant sy 'n wingerd. Nou in die Bybelse tyd was besigheid 'n man se werk. Vrouens het nie besigheid gedoen nie. Maar hierdie Spreuke 31 vrou, hierdie knap vrou is anderste. Sy doen ook besigheid. En dit wil getuig van die tipe vrou waarvan hier gepraat word. Dis 'n vrou wat kan beplan. Dis 'n vrou wat kan dink. Dis 'n vrou wat besigheid kan doen. Spreuke 31 vrou is 'n unieke vrou. Daadkragtig omgord sy haar heupe. Sy steek haar hande uit haar moue. 'n Goeie vrou kan nie hande gevou staan en niks doen nie. 'n Goeie, knap vrou, soos wat in Spreuke 31 beskryf word, is 'n vrou wat werk. Die woord wat daar gebruik word is daadkragtig. Sy voltooi haar take met krag. Sy doen dade met krag. Ek en jy weet,
hierdie krag kom van die Here af, nie van elders nie. Sy merk dat sy goeie wins maak. Snags gaan haar lamp nie dood nie. In Engels sê hulle, she's burning the midnight oil. Ek sien dit ook in my huis. Hoe die hedendaagse vrou, die moderne vrou, tot watter tyd in die aand werk. Want sy kom by die huis na 'n lang dag se werk, versorg die huishouding, maak kos, kry alles aan die kant en netjies en reg. En dan wanneer die kinders bed toe gaan, gaan sy aan met haar werk. Dit is nie iets net van ons tyd nie. In Spreuke was daar al gesê, dit is hoe 'n knap vrou behoort te wees. So as jy moeg is vanaand, omdat jy werk, terwyl al die ander in jou huis slaap, dis nie 'n straf nie, dis 'n voorreg, en jy is besig om te doen, wat die Here jou voor gemaak het, om te doen. Maak net seker, dat dit wat jy doen, eintlik saak maak. Nie besig wees met goed, wat nie saak maak nie. Werk wat môre gedoen kan word, kan maar môre gedoen word. Die knap vrou, is 'n vrou wat hard werk. Sy steek haar hande uit na die spinstok en haar handpalms hou die spoel vas. 10de op die lys het my eintlik so 'n bietjie laat lag, want dit lyk soos die vrou wat klere maak en klere regmaak, en Spreuke wil amper kom sê, dis wat 'n knap vrou moet doen. Nou ons lewe in 'n tyd van oorseese aankope, waar jy by Shein of Temu of watse plek ook al baie goedkoop klere van China af kan aankoop, wat goeie kwaliteit is deesdae, goedkoper is as dit wat jy hier kan koop, en definitief goedkoper is as om reg te maak. So tye het so 'n bietjie verander, en dis dalk die enigste een op hierdie lys van 22 dinge wat buite konteks vir ons vandag is. Haar handpalm strek sy uit na magteloses, haar hande steek sy uit na behoeftiges. 'n Goeie vrou sorg nie net vir haar eie gesin nie, maar sy sorg ook vir ander wat behoeftig is. Hierdie sien ek gereeld raak, en ek let op dat ek dit eintlik raak sien onder vrouens wie se kinders reeds uit die huis uit is, en meestal vrouens wat ongelukkig iewers langs die pad hul mans aan die dood afgestaan het. Hierdie vrouens sorg vir 'n groter gemeenskap. Ek sien dit, Sondag na Sondag, wanneer hierdie vrouens kom en broodjies maak vir 'n klomp ander soort behoeftiges, wat na kerk die behoefte het om saam met hulle tee 'n broodjie te geniet. Die knap Spreuke vrou voorsien ook aan die behoeftes van ander. Sy is nie bekommerd oor haar huisgesin wanneer dit sneeu nie, want haar hele gesin is geklee in karmosrooi weefstof. Nou daardie weefstofgedeelte is nie meer iets wat ek en jy ken nie, want ons materiale het heeltemal verander, soos wat die tye ook verander het en verbeter het. Hierdie konteks verskil dalk, maar die prinsip bly dieselfde. Hierdie vrou, die knap vrou, sorg so vir haar gesin, dat sy weet hulle sal nie koud kry nie. Dit is die Spreuke 31 vrou. Sy maak vir haar dekens, en haar bokleed is van linne en purperrooi wol. Hierdie is miskien een van die belangrikste gedeeltes wat ons baie maklik gaan skiep in hierdie Spreuke 31. Want dis die gedeelte wat sê dat die Spreuke 31 vrou, die knap vrou, ook na haarself moet kyk. Dat sy haarself moet versorg en mooi na haarself moet kyk. Gesondheid is belangrik. Vrouens vandag kyk dalk nie altyd so mooi na hulle self soos wat hulle behoort te doen nie, want hulle werk hopeloos te hard. Die knap Spreuke vrou kyk eers na haarself, en dan kan sy kyk na wie sy moet kyk. Sy is versorg. Haar man is bekend in die stadspoorte wanneer hy saam met die oudstes van die land sit. Nou, in die Bybelse tyd het die manne so bymekaar gekom aan die stadspoorte, en hulle het wysheid uitgeruil. Normaalweg was dit maar die ou manne wat daar gesit het, en die jong manne het kom wysheid tap by hierdie ou manne. Vrouens, as jy wonder, waaroor praat mans? Kan ek vir jou 'n brief gee dat meeste mans iewerste
oor hulle vrouens gesels met ander mans. Om heel eerlik te wees, baie mans kla oor hulle vrouens, maar hulle kla oor hulle vrouens, want hulle skiet kort aan hierdie Spreuke 31 vrou. As jy 'n Spreuke 31 vrou is, 'n goeie, knap vrou, soos wat hier beskryf word, kan ek jou beloof, jou man gaan nie oor jou kla nie. Hy gaan spog oor jou, en hy gaan by sy vriende vertel hoe fantasties jy is, en sy vriende gaan wens dat hulle vrouens so fantasties was soos jy. Ek kan met eerlikheid hiervan getuig, want my vrou is so 'n vrou. Sy is so 'n vrou waaroor ek regtig by my vriende kan brag. Hulle noem my gelukkig, omdat ek so 'n vrou het. Dit is wat hier staan. Die Spreuke 31 vrou is so goed vir haar man, dat ander mans wens, sy was hulle vrou. Dis die tipe vrou wat jy kan wees. Sy maak klere van linne en verkoop dit. Gordels lewer sy aan handelaars. 15 op die lys wys dat die goeie vrou ook 'n entrepreneur is. Sy maak planne om haar huishouding in 'n beter posisie te plaas. Krag en luister is haar boekleed. Sy lag onbesorg oor die toekoms. 'n Goeie vrou, 'n knap Spreuke 31 vrou, lê nie wakker in die nag oor môre nie. Want sy weet sy het vandag alles moontlik gedoen om môre beter te maak. Jy sien, môre, die toekoms, word bepaal deur dit wat ons vandag doen. Vandag speel 'n rol in môre. Jy weet nie wat môre gebeur en hoe môre gaan uitspeel nie, maar jy kan vandag voorberei vir dit wat môre kom, en dit is wat die Spreuke 31 vrou doen. Sy berei voor vir die toekoms. Sy is nie bang daarvoor nie. Haar mond maak sy oop met wysheid en liefdevolle onderrig is op haar tong. 'n Goeie vrou is nie 'n skindertong nie. Vrouens het so bekend geraak dat hulle daarvan hou om te skinder. Dit is nie wat ons moet doen nie. 'n Goeie vrou praat met wysheid en sy gee liefdevolle onderrig. Sy onderrig ander in liefde met wysheid. Sy hou haar oog op die werk in haar huis, brood van luiheid eet sy nie. 'n Goeie vrou is nie 'n lui vrou nie. As ek terugkom by wanneer mans oor hulle vrouens praat, is dit een van die goed wat baie mans vandag oor hulle vrouens te sê het, dat hulle lui is. Die vrou gaan dalk haarself wil verdedig en sê, maar sy's nie lui nie, sy's net moeg. Daar's natuurlik 'n verskil tussen lui en moeg. Moenie lui wees nie. Spreuke 31 vrou is nie lui nie. Haar kinders tree na vore en noem haar gelukkig, haar man besing haar lof. So 'n goeie vrou is lofwaardig en sy is gelukkig. Jy sien dit in haar optrede. Jy kan geluk in haar sien. Jy kan sien sy hou van dit waarmee sy besig is. Want sy is besig met 'n God-gegewe taak. Dit is 'n knap vrou. Baie vroue het hulle knap gedra, maar jy oortref hulle almal. 20ste op die lys kom verklap Salomo se ma eintlik iets. Hierdie lysie wat sy saamgestel het, sy het reeds 'n vrou in gedagte. Sy weet reeds wie hierdie vrou is vir haar seun. En ek wil jou herinner, Salomo het sowat 1000 vrouens gehad. Ek kan maar weer die Bybel gaan lees. Dis waar. 1000 vrouens. Maar daar was net een vrou werklik vir hom. Hierdie Spreuke 31 vrou. Hy was so verlief op hierdie vrou, hierdie een in 1000, dat hy vir haar 'n boek geskryf het. En vrouens, as julle dink 50 Shades of Grey was warm, gaan lees Hooglied. Dan sien jy hoe verlief was Salomo op hierdie vrou. Streef daarna om so 'n vrou te wees, dat jou man so verlief op jou kan wees, soos wat Salomo was op haar. Charme is bedrieglik en skoonheid nietig. 'n Vrou wat vir die Here ontzag het, sy moet geprys word.
Nou, ek gaan so 'n bietjie broos en eerlik wees. Ons mans, omdat ons eintlik maar baie eenvoudige mense is, het almal lysies van ons ideale trouvrou. Bo aan hierdie lysie, en nou praat ek maar namens alle mans oor die wêreld. Bo aan hierdie lysie staan daar, sy moet mooi wees. Sy moet oulik wees. En. Ons lysie is materialisties, eintlik oppervlakkig om eerlik te wees. Mooi en oulik beteken niks as die vrou nie vir God dien nie. Ek hoor soms in strate of wanneer ek met mense gesels wat jong mans is of ouers wat jong seuns het. Waar gaan ek 'n vrou kry? Op die platteland, in 'n klein dorpie. Ek gaan eerlik en reguit met jou wees. Met alle respek gesê, as jy daai vrou nie in die kerk kry nie, los haar. Hierdie Spreuke 31 vrou. Die vrou wat die moeite werd is, meer werd is as korale of enigiets. Sy is 'n gelowige vrou. Dis die vrou wat jy wil hê. Gee aan haar 'n deel van die vrug van haar hande. Mag hulle haar in die stadspoorte vir haar dade prys. Laaste op hierdie lys van 22 items staan daar dat hierdie vrou moet deel hê aan dit wat sy doen en dat sy erken moet word daarvoor. Ons gee nie genoeg erkenning aan die knap vrouens in ons samelewing nie. En dis wat ek hierdeur vandag ook wil doen. Ek wil erkenning gee aan die vrouens wat werklik waar hierdie Spreuke 31 vrou kom oortref met dit wat julle doen. Mag ons mans julle meer eer vir dit wat julle werklik kom doen in ons samelewing. En wat kom sê hierdie gedeelte in Spreuke 31 vandag vir ons? Wat kom sê God vir ons hier in Spreuke 31? As jy hierdie volle alfabet van die knap vrou vat, wat in Spreuke 31 staan, hierdie 22 items, dan sal jy sien, dis 'n goeie vrou, wat 'n gelowige vrou is, wat sorg vir haar gesin. Dis 'n vrou wat haar moue oprol, en haar God gegeewe taak as 'n ma en as 'n vrou aanpak met ywer. Sy is nie afhanklik van enige iemand nie. Sy is selfstandig. Sy is sterk. Maar die heel belangrikste, hierdie vrou dien vir God. Om hierdie boodskap nog meer te versterk, wil ek jou iets vertel van Salomo se ma. Want hierdie moet mos nou natuurlik 'n baie belangrike vrou gewees het. 'n Besonderse vrou, wat so 'n lys saamstel vir haar seun. Het jy vergeet dat Salomo se ma Batseba was? Dis reg. Die vrou wat daar op die dak gebad het, vir wie koning Dawid gesien het, haar begeer het, haar vir homself geneem het, en haar man vermoor het, sodat hy by haar kon wees. Dit is Salomo se ma. Haar lewe het nie so mooi begin nie so eerbaar begin nie. Die samelewing sou vir haar uitgeskuif het, maar iewerste, as gevolg van Dawid, het sy vir God ontmoet. En sy word die ma van een van die mees bekende mense nog ooit op aarde. En sy stel hierdie lys saam van hoe die ideale, knap vrou behoort te lyk. Ek luister graag na Batseba. Terslotte kan ons hierdie vraag vra. Is die Spreuke 31 vrou nog relevant vir vandag? Of is sy iets uit die oude doos? Ek dink nie sy's net relevant nie. Ek dink dis presies hoe die moderne Christelike vrou moet lyk. Die moderne Christelike vrou, gebaseer op Spreuke 31, is 'n sterk vrou wat mooi na haarself kyk. Sy kyk mooi na haar gesin. Sy sien om na behoeftiges. Maar bo alles dien sy vir God. Ek sê dit weer 'n keer. Die Spreuke 31 vrou met alles wat sy doen, bo dit alles dien sy vir God. Dis die heel
belangrikste. Dit is die soort vrou wat elke vrou moet streef om na te wees. So 'n vrou wat eerstens vir God dien en dan met ywer die God gegewe take aanpak. Hy sal ook vir haar die krag gee om dit te doen. En mans, hierdie is die soort vrou wat ons moet najag. Dis die soort vrou wat ons moet hê. Mooi en oulik, maak nie saak nie. Lief vir God, maak saak. Die Spreuke 31 vrou kan ons samelewings verander. As jy haar kan word, as jy 'n vrou is, en as jy haar kan kry, as jy 'n man is, sê God vandag vir jou, sal jy werklik gelukkig wees. Amen.